Suid-Afrika is 'n filiaal van die Sumitomo Chemical Company in Japan en bestaan al 25 jaar. Die besigheid fokus op die ontwikkeling van biologiese asook tradisionele chemiese produkte en is die wêreldleier in die vervaardiging van plantregulante wat gebruik word om produksie te optimaliseer. Filagro SA is verantwoordelik vir die ontwikkeling, registrasie en verspreiding van die produkte in die landbou. Filagro SA fokus hoofsaaklik op tafeldruiwe, sitrus en groentegewasse en versprei die plantgroeiregulante, insekdoders, swamdoders, mietdoders en onkruiddoders hier plaaslik en in Suidelike Afrika. Produkte wat werk van mense wat omgee. Goeiedag, welkom by Pittige Praatjies. Dis natuurlik, ons neem dit op hier in die ateljee's van die Snyman broers en is 'n besonderse voorreg, dis 'n baie professionele opset hierson. Ons is baie bevoorreg dink ek. Maar saam met my het ek vir Ellen News bevoorreg. Ek voel geïntimideer, maar dis daarom met so 'n groot storieverteller. So ek vertel net sulke klein storieetjies. Ellen doen die groot goed. Julle moet dit net saam met hom geniet. Ellen, welkom hierso. Van 'n groot pel vir ons. Ja, baie dankie. Groot pel vir ons sê dat 'n goeie storieverteller is lief vir mense. Ja. En ek het dit nooit so daarna gekyk nie. Want waar kry jy jou stories? Jy kry jou stories by mense. By die mense om jou, jy weet. Dis korrek. Maar Ellen, ek dink ons is tog hier om mense te probeer vermaak en ons hoop hulle geniet dit besonder baie. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor 'n persoon wat saam met jou uit stoepstories uitkom, daai tyd, lank terug. Poem Moody, jy het 'n paar lekker stories van hom. Vertel ons bietjie. Van die net eers gou vir die kykers sê, wie Poem is. As ons jaarliks by Oudtshoorn opgetree met stoepstories. En Poem is 'n plaaslike ou, 'n eertydse skoolhof gewees in die omgewing daar. Waardig, hy dra altyd 'n das en hy het partykeer so 'n kadot cappie op, so handicap cappie. En baie waardig en very softly spoken, jy weet, as ons nou so Engelse fase kan ingooi. Hy's nie van hierdie rasers soos wat ons partykeer is nie. En Poem se stories kom almal uit sy gemeenskap uit. Dis wonderlik. Hy vertel hy het my eendag gelaat snik van die lag. En nou moet ek vir jou by sê, dit is partykeer soos whisky. Nie almal hou van dit. Ja, en dit is humor is nie almal se so cappuccini, terwyl dit Engels is, Maar Poem het 'n wonderlike manier van fyn dinge waarneem. Hy sê in sy gemeenskap in Oudtshoorn, as jy nou die naweek deur is en dis Sondagmiddag en almal ontwaak nou van die Sondagmiddag slaap nie, dan het jy nou al reeds afgespreek, waar gaan jy nou kuier? En dis gewoonlik iemand in die gemeenskap, en dit is dan nou, en nou sê vir my wat so mooi is, hy sê, wat oorgebly het van die naweek, dit vat jy saam na hierdie kuier toe. En hy sê, dan word dan nou lekker tee gedrink, en koek geëet, en hy sê, as die son begin sak, daar is daar altyd 'n bietjie vaalwyn betrokke. En soos wat die son nou sak en die wyn sak saam met dit, kom die stories. En hy sê, dis die lekkerste stories wat nou kom. En hy sê, nou is dit weer op so 'n Sondagmiddag. En almal kuier en almal so gemoedelik. En dit is so lekker. Maar daar's 'n mamma wat moet borsvoed. En sy is nuuskierig. Sy mis van die stories. Nou stap sy net so om die hoek, is 'n pilaar. En sy gaan agter die pilaar en sy connect die kind. En sy gooi 'n doekie bo oor die kind. En nou kom staan sy in die geselskap. En sing so fluit sy tussen haar tande deur. En wat sy nou nie sien nie, is dat die doekie het afgeval. En daar word nou en die kind is nou seker maar honger, jy weet. En hier langs haar staan 'n so opgeskote klok. En hy loer hierdie storie. Poem sê, as jy met 'n klein hondjie praat en gesels, dan draai die hondjie met sy koppie so. Hy sê, die mannetjie bekyk die affære met mening. En
Hy stamp later rond in sy ma, hy sê, ma, wat maak die antie goed? En die ma loer, sy sê, nee, sy gee die baba kos. Hy sê, joh, so 'n moerske stuk vleis, 'n boggerrol aardappels. Is baie waar, dan. Ja. Ellen, nou, ek het ook nou weer, ek praat maar oor baie van wat nou met my gebeur het, maar ons het Natuurlijk. ook op hierdie rugby toere, en is toe nou toevallig, het ons weer 'n toer, Potgietersrus toe, een van die anders, nou nie Shelly in sy eerste nie, en hier gaan ons nou weer met die bus, selfe storie, en stop weer in Pretoria Noord, maak vol, stop weer in Bronkhorstspruit, maak vol, en so, Ja. so vol Is dit ons nou die op. bus wat vol gemaak word? Nie heeltemal. Proviant wat aangevul word. Maar in elk geval, hoe sulke goed gebeur, is redelik onverklaarbaar. Maar toe ons nou uiteindelik in Potgietersrus, jy ry nou deur Potgietersrus na Pottiespraai, waar ons nou slaap, voor ons die volgende dag nou weer terugkom. Stop ons nou daar, maar toe die een knaap, een kerel, en ek gaan glad nie sy naam noem nie. Hy het hy stoot sy klere uit. Hy het net 'n onderbroekie aan. Nou, ons het daai tyd dan 'n bietjie groter onderbroeke as hierdie lawwe goed gehad wat Ja. van die mense vandag dra. Maar in elk geval. So toe ons nou stop om by die proviantstoor, Ja. nog proviant Die aan te groot koop. mens apteek. Ja, die groot mens apteek. Ja, goeie woord, ek moet dit onthou. Toe klim hy nou ook uit en hy sien daar is 'n BMW garage. En hy besluit hy gaan vandag vir hom 'n BMW 635i koop. Die 635i was mos nou daai tyd die top of the range. Met daai uitrusting. Ja, met daai uitrusting. Nou stap hy nou daar en nou kan jy vir jouself dink, die verkoopsman het nou al hierdie stories gehoor van eksentrieke Ja. mense wat op snaakse maniere kaalvoete so kom koop. So hy's nie doodseker. Moet hy die ou net eenvoudig uit die plek uit jag of kan jy dalk nou vir hom 'n groot kommissie gee nie. So hy akkommodeer hom toe en hulle raak toe nou vreeslik lekker aan die gesels oor die BMW en hulle praat die performance en al die goed van die kar, petrolverbruik, die hele lot daar. Hy in sy onderbroek en die koopman kyk sien dit toe nou nader aan seker nie eens meer raak nie. Maar in elk geval, so het ons toe nou binne in die bus al geklim en al vergeet van hom. Ja. So ons het al 'n entjie gery, toe sê ek sien iemand in die kyk terug en sê, "My magtig, daar kom hy aangehardloop." Maar toe het hy nou vir hom 'n hond gevang. 'n Labrador. Hy kom toe aangehardloop met die Labrador by ons. En dit was nog 'n storie. Want toe hy nou daar sit, nou sê ons maar ons kan nie die Labrador Pottiespraai toe vat nie. Toe sê hy maar hy gaan nie van hierdie hond afstand doen nie, dis syne. Hy het homself gevang. Met die gevolg is met 'n helse gesukkels doen uiteindelik die hond uit die bus uit gekry en wel ek weet nie of hom ooit weer in sy klere gekry het, miskien die volgende dag. Maar Fanny, dit is sulke karakters Ja. wat 'n mens se lewe so ryk maak. Ja. Verder voorkant. Ja. Want jy weet, my vrou kyk partykeer as ek so gesels oor hierdie goed. Dan sê my vrou vir my, "Maar Ellen, dis nie snaaks nie. Dis vrek snaaks." Jy weet dit. Ja, dis waar. Wie sal dit doen? Jy weet, hy sien van die BMW af, maar wragtig kom hy met sy Labrador. My Labrador. Hy het nou nie 'n 635 kry nie, net 'n Labrador. Dis beautiful. Dit herinner my aan 'n storie van die ou dae het jy travelers gekry, reisigers. Ja. En dis ook Arno van Sail een van sy pragtige stories. Hy sê in die man boek in die Curry's Hotel. En hy het nou vir hom, kyk daai tyd het die hotelle nie en suites gehad. Jy weet, eie badkamers, jy het 'n gemeenskaplike badkamer. Die kant was die mans en daai kant die vrouens. En hy het nou vir hom geloop stort en geskeer en Old Spice aangesit en La Pebra in die hare gesit en vir hom 'n nuwe safari pak aangetrek. So ons gesê het man about farm. Ja. Maar safari pak aangetrek en hy kom stap in die kroeg in. En hy sê vir die kroegman, vertel vir my 'n bietjie van Curry se naglewe. Sy sê die kroegman, meneer, ek kan jou niks sê nie. Niks vertel van Curry se naglewe, want sy's vir die naweek Kaap toe. Ja, toe. Ja, ek het nou self gewonder oor Gary se naglewe. Ja.
maar ja. Ja, hulle vertel van die oom wat in die Boesmanland. Boesmanland is daai gedeelte, soos ek het nou het, as jy nou van oosry van Springbok af. Okay. En die hoofgedeelte van die hoofstad van die Boesmanland is Pofadder. Pofadder, ja. En daarna die gedeelte na Kakamas. Ja. Daai is die Boesmanland. En dan nou verder suid op natuurlik van Pofadder. En die oom boer in die Boesmanland. En hy het 'n verskriklike liefde vir 'n vet vleisie. Ja. Nou as jy mens nou daai skaapribbetjie braai, ek moet vir jou sê is 'n unieke smaak, jy weet. Ja. Boesmanland vleis is van die lekkerste vleisvleis. Dan sal hy baie maklik voor iemand keer, sal hy baie maklik die vet afgeëet het van die ribbetjie. Ja. En so land hy in die Kaap by 'n dokter. En die dokter waarsku hom, hy sê oom, jy het 'n cholesterolprobleem. Wil jy nie maar net oorskakel vir 'n tydperk wit vleis doen? Toe die oom terugkom op die plaas, toe eet hy net vet, want die dokter het dan ook vir hom gesê, hy moet wit vleis. En so tel die oom toe nou hartprobleme op, en hy kom op Panorama in die Kaap vir 'n hartomleining. Nou moet hulle 'n aar by die oom soek. Gewoonlik mos hier in jou kuite. Hy sê daai are is so versteen van die vet dat hulle later 'n stuk van die oom se dindarm vat. En hulle skiem hom. En hulle gooi hom oor. Hy sê en hulle boes daai oom met 'n paar liter bloed. En toe hy uit Panorama uitkom, toe stap hy nie, hy hupper. Hy is so gesond soos 10. Ja. En is ook hoe lank hy een aand toe terug in die Boesmanland toe loop klop hy die tannie wakker. Want hulle is toe nou al geskei, jy weet, van kooi. Ja. Toe loop klop hy die tannie wakker en hy eis sy huweliksregte terug. En sy sê toe vir hom, nee, sy gaan dit nooit oor haar gewete kry nie. Want dit kan ons nou net skadelik wees vir jou. Ja. Toe besluit hy gaan terug Springbok toe die volgende dag vir Dr. Bakker sien. En hy verduidelik toe die storie vir Dr. Bakker. Dr. Bakker doen toe met hom 'n rustende en 'n oefening EKG. Hy het nog getrappies, bicycle ry en alles. En hy skryf toe. Hy sê, geagte Aunt Marie, oom Alwyn beskik oor die vermoëns van 'n 27-jarige jongman. Ek het hom deeglik ondersoek en ek wil graag aanbeveel dat die oom moet betrokke raak by die klaste van aktiwiteite. Nie een keer 'n kwartaal nie, maar ten minste een keer 'n week. Dis bevorderlik vir die oom se gesondheid. Ja. En hy gee vir die oom die brief. Daai tyd het die dokters nog met vulpenne gesê. Ja. Hy blaas. Hy sê, dokter, dis 'n baie aangename brief. Ja. Net soos wat ek dit wou gehad. Ja. Hy sê maar hierbo wat dokter geskryf het. Geagte Aunt Marie. Verander net vir my daai na Heil die leser. Ja, laat ons net seker maak. Ja, is bruikbaar. Die oom wil wydloop. Ja, nee, hy wil dit gebruik. Hy het dan nou 'n jackpot daar gekry, né? Kom ons praat bietjie oor ons borge wat ons so goed gunstiglik ondersteun. Ja, ons moet baie dankie sê vir Lagro en ons sê vir hulle baie dankie dat hulle bereid was om ons te borg en met ons te gesels of met ons te luister na ons en wie Ellen, hulle het gesê, hulle is nogals geneig om te dink aan 'n volgende reeks wat ons wat daar kan doen. So dis baie lekker. Is altyd nice as ons sulke ouens het. So ons gaan kyk wat gaan gebeur, hoe die ding loop en so en hoe ons trefwyte is. 'n pragtige woord. Maar ek wil net vanaand terugkom na die storie van die vetetery. Kyk, ons voorvaders. Ja. Die ou mense, daar was nie iets soos cholesterol. Dit was nie 'n ding nie. En baie van hulle het waarskynlik in die 50s of 60s sommer net omgeval. En dan was dit nou seker maar dit. Maar kyk, daar was dan nou skaapvleis en so oggendete, middagete, aandete en hy moes maar lekker vetjie aangehad het. So natuurlik. So dis nou maar nie, dis nie 'n nuwe ding nie. Dis al van ons gene. Ja, nee, wat ons kan nie
Ons kan nie daarvan. Jo. Maar in 'n geval Ellen, dit was weer eens 'n wonderlike voorreg om saam met jou hier te kon gesit het en 'n paar stories te vertel, veral te luister na jou stories, dis altyd baie lekker. En natuurlik aan die broer Snyman vir die ateljee wat hulle vir ons goedgunstiglik gegee het om te gebruik. Ag, ons betaal so 'n bietjie, maar daarom kan ons dit gebruik. So baie dankie daarvoor. En dan wil ek net vir al die kykers, amper sê ek luisteraars, want ek kom van 'n radioprogram af, al die kykers sê. Ja. Baie dankie dat julle inskakel en dat julle na ons luister. En miskien, wie weet, maak ons nog 'n reeks. Maar hier is nie die laaste nie, kom nog. Ellen, baie dankie. Baie dankie Fanny, dit was heerlik. Kyker, baie dankie. Ek groet jou. Baie dankie aan ons advertensievennote. Filagro hier vir sitrusboere. Produkte wat werk van mense wat omgee. Vir meer inligting oor die produk, besoek gerus filagro.co.za. Produkte wat werk van mense wat omgee.